Goeiemôre. Jy luister na die reeks Kopskuif. Vanoggend is die 77ste oordeenking met die tema Invloed van die massa. Die kans is goed dat jy al gehoor het van die sielkundige Solomon Asch se eksperiment uit die 1950s. Groepe van 6 studente het aan die eksperiment deelgeneem. Wat een arme student egter nie geweet het nie, is dat hy omring was deur 5 akteurs, nie werklike studente nie. Hulle het dan in 'n ry gesit. 4 akteurs regs van die student en 1 links van hom. En dan is daar aan hulle kaarte vertoon met lyntjies van verskillende lengtes. Die lyntjie aan die linkerkant was 'n sekere lengte met 3 regs daarvan, waarvan net 1 se lengte ooreengestem het met die linkerkantste lyntjie. Hulle is dan gevra om aan te dui watter lyntjie ooreenstem met die een aan die linkerkant. By die eerste 2 kaarte het al die studente die regte antwoord gegee. Maar by die 3de kaart is die akteurs opdrag gegee om die verkeerde antwoord te gee. So elkeen op 'n ry. In plaas daarvan dat hulle sê nommer 2, sou hulle dan sê 3. Die volgende student 3. Die volgende student 3. En wanneer hulle dan kom by die student wat aan die eksperiment deelneem, het jy in hulle gesig gesien, hulle begin ongemaklik rondskuif en hulle stemtoon as hulle antwoord was onseker en selfs ontsteld. En tog het daardie student dan die verkeerde antwoord gegee saam met die akteurs. Solomon Asch het die eksperiment verskeie kere herhaal met verskillende deelnemers en bevind dat wanneer die getal akteurs verhoog is, was die waarskynlikheid ook hoër dat so 'n persoon saam met die groep sou stem, al het die persoon geweet die antwoord is verkeerd. Sommige het egter aangedui dat hulle begin twyfel het of hulle antwoord inderdaad reg is of nie. Wanneer daar egter net 1 akteur en 1 deelnemer was, het die student die regte antwoord bly gee. Hulle het bloot aanvaar die ander persoon is verkeerd. Op die lange duur het Solomon Asch bevind dat ongeveer 3 uit elke 4 deelnemers by die groep sou inval, met 'n kwart van hulle wat nogtans die antwoord gegee het volgens hulle oortuiging. As mense is ons groepsgeoriënteerd. Ons wil graag goed met ander oor die weg kom. Daar is by ons geweldige innerlike druk om aan die groep se standaarde en voorkeure te konformeer. Dis nie outomaties verkeerd nie. Ek bedoel, dis hoe 'n skool funksioneer. Juis omdat 'n groot groep mense dieselfde klere dra, dieselfde reëls, waardes en gewoontes volg. Dit is ook hoe 'n samelewing funksioneer, deurdat die meeste, in die hoop dat almal dit doen, patreëls gehoorsaam, ook landswette en gesamentlik hul pligte aanvaar. Wanneer 'n mens nou terugkyk na COVID-19, was daar baie interne spanning toe dit gekom het by die vraag of 'n mens 'n inenting moes kry of nie. En ek wil nie vanoggend praat oor die meriete van die saak op sigself nie, maar dis 'n voorbeeld van waar 'n samelewing in geheel bepaalde kragte op ons uitgeoefen het. En dis waar na albei kante toe van die argument. 'n Voorbeeld wat bykans elke dag in ons lewe waargeneem kan word, is ons reaksie op modegiere. Miskien sal jy vanoggend heel tevrede sê, wel, ek volg nie modes nie. En tog dra jy die mode van 'n vorige generasie. Jy kyk TV, op die nuutste tegnologie, gebruik 'n moderne rekenaar. En toe jy navorsing gedoen het oor watter produk om aan te skaf, het jy van 'n ander persoon raad gevra. Jy het resensies gelees om te kyk wat die meeste ander mense sê, watter produk die beste is. Ons gewoontes word deurlopend gevorm deur die opinie en insette van die massas. Wanneer daar van ons gevra word om ons gewoontes te verander wat indruis teen die massa sin, raak dit 'n uitdaging. As die invloed van die massa reg is, goed is, leef ons in harmonie. Maar wanneer 'n mens tot die oortuiging kom dat die massa om jou verkeerd is, dat hulle waardes en gewoontes volg waarmee jy nie saamstem nie,
dan word jou wilskrag getoets. Dit is hier waar ons, met ons innerlike waardes, met ons identiteit wat in God gevind word, belangrike besluite moet neem. Die Spreukeboek waarsku dat diegene wat nie bereid is om anders as die massa te besluit nie, inderdaad die negatiewe gevolge daarvan dra. In Spreuke 14 vers 12 byvoorbeeld, word gewaarsku dat daar 'n pad is wat aangedui kan word as die regte een, maar dit eindig as paaie na die dood. 3 verse verder lees ons: Onkundiges glo elke woord, maar 'n slim mens oorweeg sy voetstappe. Paulus waarsku ons in Romeine 12 vers 2 om nie aan hierdie wêreld gelykvormig te wees nie, maar ons denke en by implikasie ons gewoontes te vernuwe, sodat ons kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Ons gebed vanmôre kom uit die Groot Gebedeboek. Van alle blindheid van hart, van alle trots van die gemoed, van alle hoogmoed en skynheiligheid, van alle trots en haat en kwaadwilligheid, van alle forme van liefdeloosheid, bewaar ons tog vandag, o Heer. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.